Daar sê, there we. Babe sê, gaan my nou sagter moet sit daar so. Right, beter. Ja. Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons weet dat U elkeen van ons geseën het met 'n nuwe dag. Heilige Gees, my gebed is vandag dat U met elkeen van ons sal wees. Here, met die woord wat ek gaan bedien, Here, dat U met elkeen van ons sal praat. En Here, my gebed vir myself en elkeen vanoggend hier is Here, laat ons sal begin erns maak met U. Here, laat ons sal begin besef that time is few. And Lord, that no one of us is promised tomorrow. We have only the now that we are here. Here, laat ons dit nooit uit die oog uit sal verloor nie. Here, want U woord sê vir ons, want U het ons so lief gehad, dat U Jesus aan 'n kruis laat sterf het vir elkeen van ons. Here, U kom dwing Uself ook nie op ons neer nie. Each one of us has a choice. Here, laat ons wat vandag na hierdie woord luister, laat ons sal besef, laat ons die keuse sal moet begin maak. Because time is busy running out. Wees met ons, seën vanoggend. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom by vandag se diens. En ek wil net weer vir Rika sê, baie dankie vir die afgelope 2 weke wat hy vir my ingestaan het. Nou voor ek begin wil ek net elkeen herinner dat na die diens, nadat ons saam nagmaal gebruik het en ons afgesluit het, dat julle asseblief sal bly, dat ons net die AGM, dis 'n wetlike aspek wat ons moet doen. Laat ons dit net kan afhandel, dat ek vir julle kan terugvoer gee rondom die kerk se finansies en die bestuur rondom die kerk. Amen. Wel, Rikus het laasweek het hy gedeel oor vergroot jou emosionele toleransie. En die skrif is gevind in 1 Korintiërs 13 vers 11. En hy het genoem dat ons almal voorkeure het. Elke een van ons het voorkeure, dinge waarvan ons hou en dinge waarvan ons nie hou nie. En ek dink baie keer daai voorkeure kom baie keer by kos betrokke. Is dit nie so nie? En na kos dan gaan kyk ons na mense. En hy het ook genoem dat van hierdie triggers ons getuienis skade aandoen. En hy het ook gepraat dat as ons aanhoudend kla, jy weet daar's mense wat aanhoudend kla, is dat 'n persoon naderhand 'n manier soek om net weg te kom van daardie persoon wat kla. Want as jy daardie persoon sien aankom al, dan weet jy, ja, waaroor gaan hy nou weer kla? Dan soek jy al. Daar by my by die werk is daar 2 of 3 lede, as ek by die hondeneenheid inry en hulle sien my, dan hardloop hulle al van my weg, want hulle wil my nie groet nie. They don't want to submit under my authority, dan hardloop hulle weg, omdat hulle my nie wil groet nie. En so is dit wat ons as iemand bly kla. Ons moet gaan kyk wat ons sê, hoe ons praat. En ek het dit vanoggend genoem toe ek julle welkom geheet het. My lewe moet Jesus weerspieël. I can't come and sit in a church Sunday for Sunday, but Monday I live the worldly life. Ons kan nie. Ons moet gaan kyk hoe ons praat. Ons moet nie kinders bly nie, ons moet volwasse raak. En ons moet uitgaan en die mense gaan vertel oor God. Daar's by elke een van ons 'n verantwoordelikheid. By elkeen van ons. En as ek en jy nie 'n toleransie het nie, sal ons dit nie doen nie. God het ons nie gemaak en laat staan nie. Rikus het dit nog genoem, so gemaak en so laat staan. No, my brother and sister. Definitely not. Definitely not. Ek en jy moet groei. Ons moet bly wees saam met die wie bly is en treur saam met die wie treur. En dit is hoekom dit belangrik is dat ek en jy emosioneel moet groei. We need to allow God to work in us. We need to. Jy weet, ons baie keer kry ons vra. Baie keer kry ons vra en dit wil ek aansluit. In die week het een van die wonse kliënte gekom en gesê, maar
Job, sy is besig om Job te lees. Hoekom het die Here dan Job se hele familie uitgewis? Hy sê ek wel, wow. Het jy mooi gelees het jy mooi verstaan wat jy gelees het? Die Here het nie Job se familie uitgewis nie. Die Here het vir die vyand gesê, jy los Job alleen, jy mag hom nie raak nie. Die vyand het sy familie uitgewis. Nie God nie. We serve a God of love. God only wants the best for us. En weer eens, julle ken my. Life is about choices. Dis jou keuse. Nie God se keuse nie. En dis hoekom ek gebid het toe ek gesê, die Here forceer hom nie op ons af nie. Die keuse bly nog steeds joune. Amen. Wel vandag, daar's nog 'n gedeelte wat belangrik en wat vir my uitgestaan het. That Jesus did not tolerate, we must also not tolerate. Jy sien baie keer begin ek en jy dinge te tolerate. En vir God is dit 'n no-no. And we start tolerating. En ek en jy moet sê, as iemand die Here se naam, if somebody uses God's name in vain, dan moet ons sê, wow, that's wrong. Jy praat nie van my God so nie. That's wrong. Maar ons draai eers om, want wie gaan nou sien, wie gaan nou hoor as ek iets sê? Amen? Wel, vanoggend wil ek deel oor die onderwerp, wat beteken dit om God te vra vir 'n rein hart? En ek het in hierdie weke wat verby is gelees in Psalm 51, 'n Psalm van Dawid, 'n Psalm wat Dawid geskryf het, waar Dawid vir God vra om hom 'n rein hart te gee. En my vraag aan julle vanoggend is, hoekom sal ons God vir 'n rein hart vra? Wat sal die rede wees om God te vra vir 'n rein hart? As God ons alreeds ons sondes vergewe het. Die sondes wat ons alreeds gepleeg het, is vergewe. Dit wat ons nog gaan pleeg, is vergewe. En dit wat ek vandag pleeg, is ook vergewe. Handelinge 2 vers 38 in die Boodskap Bybel sê die volgende vir ons. Laat staan dadelik julle sondes. Kom terug na God toe, het Petrus geantwoord. Laat julle ook doop in die naam van Jesus Christus. God sal julle sondes dan vergewe. Julle sal ook die Heilige Gees ontvang. Julle sien weer eens, it is a choice. I need to ask. I need to ask. En dan sê die woord vir ons, dat ons Jesus Christus as die opgestane God moet bely. Romeine 10 vers 9 en 53 sê vir ons, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Weer eens, God is not going to say it to you. You need to utter those words. Jy moet daardie woorde self sê. Is dit dan regtig nodig dat ons die Here moet vra om ons 'n rein hart te gee? Julle sien, wanneer ons lees in die woord, vind ons hierdie gebed in Psalm 51. Maar voordat ons daar kom, hoekom het koning Dawid hierdie psalm geskryf? Wel, ons weet dat koning Dawid baie psalms geskryf het. En ons weet ook dat Dawid 'n goeie pad, 'n awesome pad, saam met die Here gestap het. Ons weet ook dat Dawid aangejaag het. Kan ek julle vra, wie van julle het aangejaag? Ja. Miskien nie wat Dawid aangejaag het nie, but sin is sin. Hallo? Sin is sin. Sonde is sonde. En ek het groot aangejaag, nie vandag nie. Vandag was ek rustig geweest, nog nie. Jy sien, Dawid het groot aangejaag. Ons weet ook dat Dawid aangejaag het met Batseba, en dat hy haar man vermoor het. En daardie gedeelte lees ons in 2 Samuel 12, dis nie daar nie, want dis 'n hele gedeelte wat ek graag wil hê, julle moet later gaan lees. En in 2 Samuel 12 kom die profeet Nathan, en hy konfronteer Dawid, rondom sy oorspel met Batseba, en die moord wat hy gepleeg het. En Dawid het gegaan om dit te probeer cover.
En weer eens kyk ek julle in die oë vandag. Hoeveel van julle sonde probeer jy cover daagliks? I try, maar vanaand voor ek in die bed kom, dan weet ek moet vir vergifnis vra, because I don't know if I've got tomorrow. Jy sien, maar Dawid kom en besef dat hy God verraai het. En so skryf hy Psalm 51, 'n gebed wat uit sy hart uitkom, en waar hy God smeek vir vergifnis, vir die skoonmaak van sy lewe, en vir restaurasie. Ek wil graag hê dat ons saam Psalm 51 van vers 9 tot 12 sal lees, en ek hou dit aan julle voor in die boodskap Bybel. En julle ken my, ek gaan kyk die vertalings, die 53, die 83, die NLV en die boodskap, maar die boodskap sê dit vir my so mooi. En ek wil dit uit die boodskap aan julle voorhou. En dit sê, vat asseblief al die verkeerde dinge wat ek gedoen het, ver van my af weg, Here. Kyk op 'n splinternuwe manier na my. Sien my weer as iemand wat niks verkeerds gedoen het nie. My lewe moet skoon wees, soos die witste wol. Help my om weer opgewonde en bly te wees. Help my om te jubel van vreugde, al het U my swaar gestraf. Moet nooit weer dink aan die verkeerde dinge wat ek gedoen het nie. Vat alles weg uit my lewe wat nie reg is in U oë nie. Maak my opreg, God. Maak my van kop tot tone nuut, sodat ek kan vas staan. Moet my nie van U af wegstoot nie. Is dit nie awesome nie? Is dit nie awesome nie? My gebed vir elke een van ons is dat ons daardie woorde elke liewe dag sal bid, en dat ons dit sal hou, en dat ons dit deel sal maak van ons lewe. Here, moet my nie wegstoot nie. Al het ek aangejaag, al gaan dinge swaar. Dawid het begin toe hy Psalm 51 geskryf het deur te sê dat God hom genadig moet wees, en dat God al sy sondes moet vergewe. Hy het ook gevra dat God hom heeltemal skoon moet was, omdat hy weet wat se sonde hy gepleeg het. Dawid weet dat hy teen Batseba gesondig het, as ook sy ander vrouens, en Batseba se man. Maar Dawid het besef dat die grootste sonde wat hy gepleeg het, Dawid het God verraai. Julle sien, Dawid was verpletter, en al wat hy geweet het hy kon doen, was om God te vra vir vergifnis. Do you and I do it? Jy sien, baie keer dink ons dat ons sondig teenoor 'n persoon, maar na regte sondig ons teenoor God. Because that's not what God wants for us. Julle sien, hierdie gebed wat Dawid geskryf het, is daar vir my en jou ook. Julle sien, wanneer ek en jy sondig, en ons dit nie repent nie, wanneer ek en jy dit nie bely nie, dryf dit ons bietjie vir bietjie weg van God af. You see, unrepented sin, slowly but surely, starts moving us away from God. En deur hierdie gebed te bid, wys ek en jy dat ons afhanklik is van God. Hierdie gebed help ons ook om in 'n posisie te kom wat in Romeine 8:29 in die boodskap staan. Dit staan so: dit geld natuurlik vir almal wat hy volgens sy ewige plan gekies het, om in hom te glo. God het elkeen wat hy vir hom uitgesoek het, sy lewe nuut gemaak. Nou kan hulle die beeld van sy seun weerkaats, wanneer hulle in Christus se voetspore stap en soos hy leef. Wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort. En Christus is natuurlik die heel belangrikste persoon in hierdie nuwe familie. Jy sien, wanneer ek en jy Jesus Christus aanneem as saligmaker en verlosser, het ek en jy 'n nuwe familie. We are a child of God. En nou berus 'n plig by my en jou om dit uit te leef, om dit uit te straal.
En ek wil vanoggend vir julle vra, indien julle dit wil doen. Nobody's forcing you, hoor mooi. Nobody's forcing you. Ek gaan 'n gebed aflees. En as jy dit wil, saam bid, asseblief. Maar ek wil hê dat jy dit hardop sal bid. Dat jou ore dit sal hoor. Jy sien, my ears need to hear what I am saying. That makes a difference. En hierdie is 'n gebed waar ek en jy vra dat die Here ons nuut sal maak. Amen. So ek vra, as julle agter my aan wil sê, dis 4 sinne. Plain and simple. No tricks about it. Maar weer eens, soos wat ek sê, the choice is yours. En die persoon wat langs jou sit, gaan nie omgee of jy dit sê of jy dit nie sê nie. Maar hoekom ek wil hê dat jy dit hardop sal sê, is dat jou ore dit sal hoor, sodat jy glo dit wat jy sê, you are going to do. Amen. So ek vra vir die wat agter my aan wil bid, hier gaan dit. Here, maak my nuut, net vir U. Here, gee my asseblief 'n hart, wat daar is, net vir U. 'n hart wat suiwer is. Here, maak my skoon, en verwyder die sonde van my. Here, gee my asseblief 'n nuwe begin, sodat ek nie U hart sal breek nie. Amen. En dit pas so mooi in met die nagmaal vanoggend, wanneer ons nagmaal gaan gebruik. En dit is hoekom ek wou gehad het, dat julle dit hardop sal sê. En vanoggend, as julle nagmaal gebruik, dat julle sal onthou en sê, Here, asseblief, help my, soos wat ek gebid het, was my skoon. Maak my nuut. Gee my 'n nuwe begin, laat ek nie U hart sal breek nie. Ek wil graag afsluit met die volgende. Dit is belangrik vir my en jou, om Psalm 51 se gebed te onthou. Skep in my 'n rein hart. En hierdie is nie net 'n once-off nie. Dit is 'n gebed wat ek en jy eintlik elke liewe dag van ons lewens moet bid. Ons sondig elke dag. En hoor mooi wat ek hier gesê het. Ek het hier geskryf, miskien sê ek nie iets verkeerd nie, maar ek dink iets verkeerd. And you must remember, if you say something, dan hoor die ander persoon. Maar as jy iets dink, God knows what you're thinking. Miskien het ek nog nie al my sondes vir die Here gebring nie, en probeer hulle nog wegsteek. Kan ek vir jou sê, God weet. God knows. En onthou mooi wat ek 'n paar minute terug gesê het. Unrepented sonde. Verskoon die Engels en Afrikaans vanoggend. Unrepented sin. Slowly but surely makes you move away from God. Slowly but surely. En op 'n dag in jou lewe gaan daar iets gebeur en jy gaan vra, "Jo, Here, hoekom nou? Hoekom hierdie? Hoekom?" En dan gaan jy besef, maar ek sit met sonde wat ek nog nooit bely het nie. Jy het vandag, hoor mooi wat ek sê, jy het vandag die geleentheid om dit te bely. Bely dit. You don't need to go to somebody and tell them. Open your heart to God and speak to God. Amen. Al het koning Dawid groot aangejaag. Hoor mooi hierdie woorde. Al het koning Dawid groot aangejaag, het God nie Dawid geken as die koning wat oorspel gepleeg het nie. God het koning Dawid ook nie geken as die koning wie moord gepleeg het nie. Nee, in die Nuwe Testament in Handelinge 13 vers 22 en die 53 sê dit, en nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaai gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen.
Dawid, 'n man na God se hart. Die NLV, ek weet nie of hy daar is nie, of dit die laaste een is nie, ek kan nie onthou of ek hom deurgegee het. Die NLV sê dit so. Nadat God hom verwyder het, het hy Dawid vir hulle as koning voorsien. Van hom het God getuig, ek het Dawid seun van Isaai gekry. Hy is 'n man na my hart. Hy sal doen wat ek wil hê. Julle sien my boetie en my sissa. Dit is wat gebeur en dit is wat dit beteken om te bid vir 'n rein hart en 'n nuwe standvastige gees. Ek wil geken wees en ek glo dat elkeen van julle geken wil wees as 'n man en 'n vrou na God se hart. Jy het ver oggend die geleentheid om dit te doen. Amen. Ek wil graag vir ons lees in 1 Korintiërs 11 van vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. My boetie en my sissa, jy het ver oggend, elke een van ons, het ver oggend die geleentheid, wanneer ons nagmaal gebruik, to confess that unconfessed sin. Om te bely wat jy nog nie gebely het nie. Waar jy gedink het, jy kan dit een kant toestoot. You have it. Ask God's forgiveness and He will wash you clean. Amen. En soos koning Dawid, dat ons sal bid, en dat God sal sê, a man after my own heart. 'n vrou, waar is daai woorde, 'n vrou na my hart. You have the opportunity, moenie vir oggend hier uitstap. Hoor mooi, die Heilige Gees gaan jou oortuig. As jy vir oggend hier uitstap and you have not done it, it's not God's fault. It's your fault. Kom ons lê die oom. Here, baie dankie vir die woord. Here, my gebed vir elke een van ons vir oggend is, Here, laat U ons 'n rein hart sal gee. Laat U elkeen van ons 'n standvastige gees sal gee. Here, my gebed vir elkeen van ons is, Here, daar waar ek moet vergewe, Lord, please let me forgive. Daar waar ek moet bely, 'n sonde wat nog nie bely is nie. Here, laat ek dit sal bely. Laat ek nie vandag hieruit sal stap sonder dat ek 'n ontmoeting met U gehad het. Here, ons weet, U woord sê, want so lief het U ons gehad, dat U Jesus aan 'n kruis laat sterf het, sodat die wie Jesus aanneem as saligmaker en verlosser, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Lord, and my prayer for each and every one of us is, Lord, time is few. Here, laat ons erns sal maak met U. Here, laat ons U sal aanneem, laat ons U sal vra om ons skoon te was. En laat ons vandag hieruit sal stap, nuut, skoon gewas, so wit soos wol. Wees met elkeen van ons. Ek vra dit en ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan dan vra dat ons saam nagmaal gebruik as die mense kan uitdeel. Baie dankie. Graag wil ek hier in die gemeente wil sê terwyl die nagmaal aan is.